die arbeid en daar's 'n paar formules wat jy kan gebruik vir hom. Daar is VI delta T, is hy ene? Ja, nee? Dan is daar, hier gaan ek nou, V delta T oor R. Nie? Is dit verkeerd? Wat is hy? Dis letterlik wat ek nog geskryf het. En dan is daar 'n I kwadraat R delta T ook, dink ek. En dan is daar nog een wat sê P is W oor T. Ja. Okay, so daar is die 4 formules wat jy het. Hulle vra vir jou die energie, so hulle vra vir jou vir W, vir 5 ure, so hulle gee vir jou tyd. En hulle sê vir jou, hy is gemerk 2000 watts. 2000 watts is die drywing, die power. So hulle gee vir jou die power, hulle gee vir jou die tyd, so ek gaan daar die formule gebruik. En dis hoekom, wel, hy het al 4 punte, want jy gaan die tyd 'n bietjie moet rearrange. So P, wag, ek gaan nou net 'n bietjie uitvee, want ek kort spasie. Daai formule gaan ek gebruik. Hierdie is 2000 watts. Ek soek die arbeid. Die tyd is 5 ure. Ons tyd werk ons in sekondes. Hoe gaan jy van ure na sekondes doen? Is jy klaar gepraat? Ek weet nie. Yes, mal 60 mal 60. En dan wat kry jy vir die energie? 6,3 mal 10 to the max 7? 46 miljoen. Ja, miljoen joules. Okay, 10.2.2 sê hulle vir jou. Bereken die koste van elektrisiteit om die warmwatertoestel vir 'n maand met 30 dae te gebruik. Okay. So ons soek die koste en die koste gaan wees die eenhede maal met die koste per eenheid maal met die dae. Né? Dis wat ons in ons kop gaan doen. Okay, so hoeveel eenhede word gebruik? Hulle praat daarvan watts en 'n eenheid is kilowattuur. So eers moet ons nou watts na kilowatts verander. Hoe doen ons dit? Ons gedeel deur 1000, so dis 2. Dis 2 kilowatt. Maar hierdie is kilowattuur. So ons moet hom maal met die ure, so maal met 5. Dan, wat is die kostes? Die kostes is 80 sent, so 0,8. En dan hoeveel dae word hy gebruik? Word 30 dae gebruik. So dis 10 maal met 30 is 300 maal met 0,8 is 2, hoeveel? 240 rand vir jou geyser. Wat is fout, Jean-Marie? Ja, dis reg. Ek sou net alles one shot gedoen. Alright, graad 11. Nou is ons klaar met graad 11 werk en hakkies. Nou gaan ons oor na matriekwerk, want hulle het besluit dis nou deel van julle syllabus. OK. Goed, so tot en met nou het ons gewerk met die toebroodjies en die mannetjies en jy weet al die energie wat het vat en. Het jy nou al gedink aan wat se juffrou of in watter klas let jy die meeste op of wat se metode werk die beste? Ek dink nou elke dag daaraan. Ek slaap van almal. Okay. Goed, so tot en met nou, jy kan nou hierdie doen op 'n bladsy in jou boek of jy kan dit op 'n iets op die agterste bladsy in jou notas nog oop is of ergens nie, maar maak ergens oop is. Kyk. So tot en met nou het ons gehad stroombane. Ek gaan dit nou net eenvoudig
stroombaan maak. Wat se vakke wil julle hê? Jy het 2 vakke. Obviously physical sciences. Watter een is moeiliker as physical sciences? Watter een dreig jou energie meer? Ek het antwoord op my kop. Dis nou nie my antwoord nie. My antwoord op my kop was Afrikaans. Is jy besig met gedigte? Dus ek laat gedigte, maar ek weet meeste mense is net so. Okay, so kom ons sê Afrikaans. Okay. Reg? Nou, okay, so hier is ons scenario, dan kry jy by die huis 10 toebroodjies. Okay, so jy het jou 10 bals, jou 10 energie broodjies per mannetjie, en jy het nou die dag wetenskap en Afrikaans. Okay, so jy beplan nou, jy is wetenskap is makliker Afrikaans, so ek gaan dit opdeel 4 vir wetenskap, 6 vir Afrikaans, né? So hier loop jy, hier gebruik jy 4, hier eet jy 6, en dan het jy niks toebroodjies nie, en dan loop jy na huis toe. Nou, as jou huisgesin, enigstens my huisgesin is, kom jy by die huis, doen jou huiswerk, kom kyk jou kamer so, doen 'n bietjie, help 'n bietjie daar. Ja, ring jy wel, of word jy bedien as jy by die huis kom? So as jy kom by die huis en dan sê jy net soos, ek het net 'n dag, so ek wil net my bed lê, my ma het nog weer vir my gesê, kom ons altyd in mekaar, so wat 'n mens, kom maar dit ons sê. Anyway, goed, so jy kan nie Liane by die huis aankom nie. Jy sal dood leerkap. Jy moet toebroodjies los vir by die huis. Al is dit net, jy weet jy kry nog toebroodjies by die huis, maar al is dit net 'n happietjie broodjie om jou net deur daai ingang by die huis te help. Okay? So in die regte egte stroombaan, so tot en met nou is eintlik 'n stroombaan. In 'n regte egte stroombane gebruik jy nie al jou toebroodjies op vir hierson nie. Want jy moet bietjie energie los vir in die battery, in die selle, maar selfs in die selle, as die lading daardeur beweeg, is daar botsings, daar is weerstand. Okay? So van nou af gaan hierdie toebroodjies verdeel word in 1, 2, 3. Van die toebroodjies gaan vir onsself gaan, altyd. En daarvan praat ons oor interne weerstand. Okay? Hy word genoem interne weerstand. So jy sal nou hoor, ek gaan begin praat van 'n eksterne stroombaan en 'n interne stroombaan. So die interne stroombaan is die buite. En die eksterne stroombaan is die buite. En ons prentjie gaan nou 'n bietjie verander. Nou gaan hy so lyk. Dan gaan dit 'n streepie wees, en dan moet ek mooi dit met 'n R, en dan gaan daar 'n nee, R nie. Wat is daar? Daar's 'n blokkie. 'n Blokkie met 'n stippellyn rondom. En daai stippellyn verwys na die selle of hy verwys na die battery. Okay? En ons noem hom hierdie noem ons die interne stroombaan. En dan hierdie alles is my eksterne stroombaan. Okay. Nou hierdie klein battery, sy weerstand het sy eie spesiale simbool. Daai weerstand se simbool is 'n klein letter R. So die interne weerstand, sy naam is interne weerstand. Die interne weerstand is 'n klein letter R, en dan hierdie twee word genoem 'n hoofletter R vir die eksterne weerstand. Teken jy Ardu? Nee. Teken! Goed, so ons het interne weerstand, ons het eksterne weerstand. So daar is twee goed wat verskillend is in die twee stroombane en die een ding wat dieselfde is van albei. Die twee goed wat verskillend is, die een is obvious, dis die weerstande,
Die eksterne weerstand en die interne weerstand is twee verskillendes. En dit is gewoonlik klein, dit is gewoonlik 0.5, 0.2, 1 of so. Klein. Okay, en die eksterne weerstand is meer. Dan die wals is verskillend. Dan sê maar jy 10 toebroodjies, dan gaan jy 9 toebroodjies hier gebruik en dan nog 1 toebroodjie daar gebruik. Okay, so die wals gaan verskillend wees. Maar die ding wat dieselfde is die stroom. Want die mannetjies loop, al split die mannetjies hier op of wat ook al die mannetjies wat in die eksterne stroombaan gaan, moet terug gaan huis toe. Jy kan nie jou huis dodge nie, jy kan nie huis bank nie. Okay? So die stroom in die eksterne stroombaan en die stroom in die interne stroombaan is altyd so. Okay, stel met my. So stroombaan verander nou 'n bietjie. So voorheen het ons gehad V is U maal met F. Ek het hom nou net so klein bietjie verander. Okay? Maar nou verander hy so klein. Want ons gaan nou praat van die E en K van die battery, die E en K van die battery, elektromotoriese krag of die totale volts van die battery, die totale aantal toebroodjies wat jy kry. En sy simbool is 'n E so. Die E en K. So sirkelrige E. Okay? En dit is die volts vir die eksterne stroombaan plus die volts vir die interne stroombaan. Hoe bereken ons nou die volts? Volts is I maal met R. Van bo af, plus, en die stroom is oral dieselfde, so jy sal sien ek gebruik weer hoofletter I vir die stroom in die interne stroombaan, of die stroom in die battery, en dan gebruik ek die klein letter R vir die interne weerstand. So dan kan ek daai uithaal, dan kry ek I is R plus R. Verstaan jy wat jy aangaan? Ek gaan nog goed my spray hier langsaam asseblief, of nou weer die lande. Of hou aan praat tot laat jy kry. Wat is spray? Net sê dit. Soos ja, sê dit dan spray vir die woord. Asseblief. Okay. Wat ek nou net gesê, daai. Goed. Dan, hulle praat hier van die interne weerstand, of hulle interne volts, of hulle praat van die verlore volts. Want, as jy hier wat word die ding genoem? Voltmeter. As jy hier 'n voltmeter opsit, né? En die stroombaan is oop. Okay? Stroombaan is oop en jy sit 'n voltmeter aan. Dan lees hy nou 10 volts. So hy lees die E en K. Hy lees die maksimum volts wat daar is. Hoeveel toebroodjies is in jou sak? Nou maak jy die stroombaan toe. Dan ewe skielik lees hierdie ding iets anders. Dan lees hy sê nou maar 9 volts. Dan sê jy soos hoe die hel. Ek het niks verander nie. Ek stroombaan oop, stroombaan toe, stroombaan oop, stroombaan toe. Kyk hier sir. Sit af. Dankie. So Ardo, ek het gesê, sit 'n voltmeter daaroor. As die stroombaan oop is, dan lees hy 10 volts. As die stroombaan toe is, dan lees hy 9 volts. Okay? Maar jy dink so aan die selle bygesit nie, weerstande bygesit nie die voltmeter verander, die letterlik net skakelaar oop, skakelaar toe. So dan is daar volts missie. Soos dit weggeraak. En hulle noem dit die verlore volts. Dit is die volts wat die battery gebruik. So daai volts wat jy kan hom nêrens meet nie. Jy kan nêrens die skakelaar, die voltmeter sit dat jy 1 volts kry. Okay, so dis net so gaan. So hulle noem dit die verlore volts. Dis die volts wat jou sel gebruik. Okay. Goed. So kom ons kyk daar na die notas. Dit sê wat is elektromotoriese krag of E en K? Dis die maksimum energie oorgedra of arbeid verrig deur 'n battery per coulomb lading wat daardeur vloei. Okay, so dis die maksimum toebroodjies wat daar is wat jy kan kry. Okay, dan sê ek vir jou, dit is gelyk aan die waals gemeet oor die terminale van die battery, oor die pole van die battery.
wanneer geen lading vloei nie. So daai wat ek vir jou gesê, ons is hier en die stroombaan is oop. Okay, en jy mee daai lesing van 10 volts is die EMK. Right, het jy gehighlight? Kan jy nou highlight op jou eie? Wat is belangrik en wat is nie? Maksimum energie oorgedra per coulomb lading wat daardeur vloei. Of dis potentiaalverskil oor die terminale van 'n battery wanneer geen ladings vloei nie. By die eerste Sê weer? Nee, jy moet die boonsin sê. Wat sê jy, Andrew gaan? Nee, die boonsin. Okay, dit is die wat? Dit is die EMK wat ons nou gehighlight het. Die EMK. Okay. Lees dit verder sê. Die potensiaal van 'n sel is die vermoë om chemiese energie na elektriese energie om te skakel. So potensiaal is chemiese energie na elektriese energie en ek het gesê ons het in graad 12 'n hele hoofstuk daaroor wat ons gaan kyk hoe hierdie chemiese energie ontwikkel word. Sorry. Okay, soek jy highlighter. Nee, vrou, ek gaan nie alles doen. Alrighty. Goed, dan enige sel het of battery het interne weerstand en ek het gesê dis daai klein letter R, die interne weerstand. En dan het ek jou gesê gedeelte van hierdie EMK, gedeelte van jou totale toebroodjies word gebruik om die interne weerstand te oorkom, maar weerstand in jou huis. En daarom is die hele EMK van die battery, nie battery nie, battery nie vir die stroombaan beskikbaar nie. So gedeelte van die EMK gebruik om die interne weerstand te oorkom en daarom is alles nie beskikbaar vir die interne weerstand nie. So, dit is nie asof jy hom klaar eet, klaar jou broodjies eet as jy jou broodjies kry nie. Dit is dat jy die broodjies terughou vir as jy by die huis aankom, dan kry jy die broodjies. Want eers as jy weer uitgaan, kry jy ander broodjies. Okay, so 'n bietjie van die energie word terughou. So daar het ek vir jou die stroombaan geteken. Ek het vir jou gesê, right, nou stroombaan as die skakelaar oop is, dan kry jy 'n lesing van 6 volts. En dan as jy die skakelaar toemaak, is die lesing 5 volts en jy het niks verander nie. So daai daar, as die skakelaar oop is, word genoem die EMK. Ag jene, EMK. En daai volts wat jy daar het, is die volts vir die eksterne stroombaan. Okay. So alhoewel hy dit lees oor die battery, is daai 5 volts nie vir die battery bedoel nie. Daai 5 volts is vir die eksterne stroombaan bedoel. Kyk probeer. Kyk hierso, ons het mos gesê, hierdie voltmeter is juffrou Forshee. En sy meet jou energie hierso en sy meet jou energie daar en dan meet sy die potensiaal verskil daarin. So jy loop uit hierso met 6 toebroodjies en jy kom in met 1 toebroodjie. So wat is die verskil tussen hulle? 5 volts. Waar die hel het jy daar 5 toebroodjies gebruik? Jy het dit gebruik in die eksterne stroombaan. Is julle met my? Okay. So dit is iets wat die kinders baie confuse. Alhoewel dit oor die battery is daai 5 volts nie vir die battery. Daai 5 volts is vir die eksterne stroombaan. Okay. Goed, dis sê daar. Die 1 volt wat in die bostaande voorbeeld verlore gaan, word gebruik om die interne weerstand van die sel te oorkom. Dis indien daar stroom vloei, is daar slegs 5 volts beskikbaar vir die stroombaan. Okay, so dis wat ek nou verduidelik het. En dan wanneer 'n vraag EMK en interne weerstand het, verander Ohm se wet na die volgende en dit is wat ek vir jou daaronder geteken het. So jy het E is I hakie R plus R en dit is op jou datavel, hierdie formule. E staan vir jou EMK, E is vir die stroom en onthou die stroom is oral dieselfde. Menende, die stroom van die eksterne stroombaan is gelyk aan die stroom van die interne stroombaan. Stroom is oral dieselfde. Dan hoofletter R is die weerstand in die totale eksterne stroombaan. Kleinletter R is die interne weerstand van die sel. En dan hierso het ek maar nou net hierdie ingaan maal om vir julle daai te wys, maar hierdie is nie op jou datavel nie.
Jy gaan dit self moet inmaal as jy dit wil gebruik. En dan hierdie formule is wel in jou stroombaan. Of op jou datavel. Is klein r is verlore walts oor I. En daai verlore walts is die interne walts. Okay, maar hulle noem hom die verlore walts. Okay. Nou, dames en here, ek praat van interne en eksterne stroombaan. Dit is nie 'n algemene term nie. Okay, so as jy in 'n handboek of waar ook al gaan, sal jy sien hulle praat nie van 'n interne en 'n eksterne stroombaan nie. Party handboeke doen om iets te verduidelik. Dit is hoe ek dit verduidelik, maar dit is nie iets wat jy eintlik in 'n eksamen kan gebruik en almal weet waarvan jy praat nie. Okay? Waar verlore walts is die algemene term. Okay, so jy kan dit gebruik, jy gaan net mooi moet verduidelik. Interne stroombaan is die battery. Okay, maar ons gaan dit oefen. Okay, kom ons kyk hierso. Hier is nou dieselfde voorbeeld as wat ons nou net gehad het. Okay? Goed, so die EMK, ek dink, ja, die EMK van die battery was mos gewees 6 volts. Ons het dit gesien in die vorige storie. Ek het net vergeet om dit daarby te sit. Die EMK 6 volts. Dan sien jy as hierdie stroombaan toe is, dan lees hy 5 volts en ons een battery daar, een weerstand daar binne. Nou vra hulle vir jou bereken die grootte van die stroom. Okay. So nou begin ons scenario's groter te raak, ons opsies van hoe ons hierdie vraag kan beantwoord. Daar's nou 3 maniere hoe jy hierdie maklike vraag kan beantwoord. Jy kan sê goed, ek gaan of kyk na die interne stroombaan die battery, of ek gaan kyk na die eksterne stroombaan, of ek gaan kyk na albei saam. Okay. Pieter, jou keuse vandag. Wat wil jy doen? Dit maak saakie so. Pragtige keuse, want jy weet nog nie wat is haar interne weerstand van die battery nie. Okay, so dit gaan moeilik maak om na hom te kyk. Okay, so ek gaan sê goed, vir vraag A, daar's genoeg plek, jy hoef nie lyntjies te trek hier hoor. Vir vraag A gaan ons sê, ek gaan beskou eksterne stroombaan. Hy is 1 volt, maar jy weet nie wat is die weerstand se grootte nie. Okay, so die volts vir die eksterne stroombaan is 5, die weerstand is 2 en ek soek die stroom. So hier gaan ek na Ohm se wet toe. Stroom is volts oor weerstand. So dit is 5 oor 2. Kan jy hom in jou kop doen, Anke? 2,5. Ja. 2,5 wat? Ja. Okay. So wat ons nou moet besef is dat hierdie is 'n serie stroombaan. So die stroom wat hierdeur gaan is 2.5 ampere, maar die stroom wat daardeur gaan is ook 2.5 ampere. Hulle is oral dieselfde die stroom. Jou aantal mannetjies wat beweeg per sekonde verander nie. Dan vra hulle vir jou bereken die interne weerstand van die battery. Okay, so nou kan ons kies of ons gaan na die hele ding saam kyk, of ons gaan net na die interne battery kyk. En ek wil gou vir jou albei wys. So sê nou ons kyk na die hele stroombaan. Okay, die hele stroombaan. Dan het ons die EMK is 6. Die eksterne weerstand is 2. Die stroom is 2.5 en ek wil weet wat is die interne weerstand. So dis waar ek na hierdie formule kyk. I is R plus R. Dit is 6. Stroom is 2.5. Hierdie is 2 plus R. Oei. Okay, Gina is op het. Ek het, nie meeste van die tyd nie. Ek het nou vir jou nie die ene gegee. Hier is obviously
hopeloos te maklik hierdie som. Ons gaan nog by moeiliker somme kom. So, het julle ook 0.4 gekry? OK. 0.4 ohms. Kyk, wat gaan vir jou wys as ons kyk na die net na die sel of net na die battery of net na die interne stroombaan. Ons wil die klein letter R kry, die stroom is oral dieselfde en sy volts, het ons nou gesien, die die volts intern is daai 6 minus daai 5. Die EMK minus die volts vir die eksterne stroombaan, which is obviously 1. So dan het jy 'n formule. R is verlore volts oor stroom. Hy's op jou dataveld daai formule. So dit is 1 oor 2.5 en dan kry jy ook 0.4 ohms. Kyk. Julle kry die basiese konsep. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra wat super belangrik is. Vraag C is soos 4 punte in jou eksamen, altyd. OK, dit sê, indien nog 'n weerstand van 2 ohm in serie geskakel word, so hulle sê vir jou daar sit jy nog een by. Hoe sal die voltmeter lesing verander? So dit link baie met die vraag wat ons gister gedoen het, maar ek het vir jou gesê, daar kom nou nog stappies by, nog stappies by, nog stappies by. So hier kom die stappies nou by. OK? So by vraag C, ek het gister vir jou gesê, jou volgorde wat jy gaan doen is, jy gaan altyd eers kyk na wat gebeur met die totale weerstand. Dis jou eerste vraag vir jouself. Wat gebeur met die totale weerstand? Jou tweede vraag is, hoe beïnvloed dit die totale stroom? Okay, so altyd daai twee stappies. Totale weerstand, totale stroom. En nou maak jy dit van toepassing op die vraag wat gevra word. So hierso gaan jou volgorde nou 'n bietjie verskil, maar meeste van die tyd gaan jy dan nou verwys na hierdie formule en hierdie formule. En dan maak jy jou gevolgtrekking. I is IR plus I maal R. Klein r. En dan, dit is basically volt extern plus volt intern. OK, goed, so kom ons kyk gou, hoe is hierdie van toepassing op die vraag wat ons nou besig is om te vra. Hulle sê, jy sit nog 'n weerstand in series daar. Hoe beïnvloed dit die voltmeter? Nou, ek gaan nou nog nie na die vraag kyk nie. Ek gaan nou net eers na my stappies kyk. Nog 'n weerstand in series. Heinrich, wat sal gebeur met die totale weerstand van die stroombaan? As jy nog 'n weerstand daarin sit. Dit sal toeneem, nee, want jy sit iets in serie by. So jou eerste stappie wat jy vir jouself sê is totale weerstand neem toe. Kyk. Nou is jou vraag, hoe beïnvloed dit die totale stroom gaan? Hoekom? OK, so stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand, dis gaan totale stroom, dus kyk nie nou na spesifieke dinge, kyk na alles, totale stroom neem af. OK, nou gaan ek begin fokus op wat die vraag is. Okay. Hulle vra vir jou, wat gebeur met die voltmeterlesing? Waar die hel is die voltmeterlesing? Hier is hy. Wat meet daai voltmeterlesing as die skakelaars toe is? Enk. Wat meet hy? Nie soos getal gewys nie. Van wat meet hy? Ja, ek besef. Daai voltmeter, as hy oor die battery
gekonnekteer is en die skakelaars is toe. Skakelaars is toe, die voltmeter is oor die battery, dan meet hy volts ekstern. Okay, dis wat ek nou verduidelik het vir 10 minute lank. Okay, so hulle vraag basically is, wat gebeur met volts ekstern? Dit is die vraag. Wat gebeur met die voltmeter? Wat gebeur met volts ekstern? Ek julle gesien wat is my stappies? Ek het gaan kyk na die vraag. Hulle sê, hoe sal die voltmeter lesing verander? Toe vra ek vir myself, waar is die voltmeter? Want partykeer gaan die voltmeter daar wees. Partykeer gaan die voltmeter ergens anders wees. So jy moet gaan kyk, wat is die spesifieke vraag? In hierdie geval, vra hulle, wat is die eksterne volts se lesing? Okay, dis die vraag. Nou gaan ek gou vinnig hierna kyk. Ek gaan die formule gaan neerskryf, want ek kry 'n punt vir formules, wat ek neerskryf, wat van toepassing is op wat gevra is. So, ek skryf hom neer. Hierdie is die vraag, want daai is die volts ekstern. Dit is die vraag, wat gebeur met daai dingetjie? En daai dingetjie is van toepassing op daai, of hy hang af van daai en daai. Die twee goeders gaan sy antwoord beïnvloed. Want dames en here, as jy nou net gekyk het na hierdie formule, dan sê jy baie confused gewees het, want weerstand het toegeneem, stroom het afgeneem, so bly hierdie ding nie konstant nie. Jy moet baie mooi kyk, hierdie weerstand is watter weerstand? Is dit van al die weerstande, een weerstand? Hierdie stroom, is dit 'n opgedeelde stroom, is dit 'n totale stroom, is die ratios tussen hulle 1 tot 1, hoe hulle opgegaan het en afgegaan het, is dit nie, jy kan nie na daai formule kyk nie. Dus kyk hierna. Okay, goed, eerstens hierdie ding. Het iets verander met die EMK van die battery? Het ons nog selle bygesit, selle weggevat, niks. So die EMA bly EMK bly konstant. Ons het niks aan hom verander. Okay. Nou kyk ons na die volgende dingetjie. So daai bly konstant. Ons vraag is, wat gebeur met daai ding? Dus probeer dit uitfigure. Kom ons kyk gou wat het met hierdie ding gebeur. Het klein r verander? Het ons nog batterye die huis moeiliker gemaak? Dus die huis makliker gemaak. Klein r het nie verander nie. Het I verander? Die totale stroom het verander. Die stroom wat deur die battery gegaan het afgeneem. So omdat die stroom afgeneem het, hierdie konstant gebly het hierdie hele ding afgeneem. Is julle met my? So daai besigheid het afgeneem. So gaan dit sê, I maal met R neem af. Of 'n ander naam vir hom is verlore volts of volts intern het afgeneem. Okay, nou gaan ek terug na my formule toe. Daar is die formule. Hierdie ding het konstant gebly. Hierdie ding het afgeneem. So wat gaan dan met daai ding gebeur? Hy moet toeneem, nee? Want as hierdie ding konstant gebly het, as hy 100 gebly het, en hierdie ding was 20, dan was hierdie ding 80. Maar as hierdie ding nou 10 is, want hy het afgeneem, dan moet hierdie ding 90 wees. Anders is hulle nie gelyk aan 100 nie. Okay, so dit wil sê, we neem af, dit wil sê die volts ekstern neem toe. Okay, en dis hoekom hierdie ding gaan 4 punte tel. 1, 2, jo. Dit hang af waar hulle punte voor gee. 3, 4. Hulle kan beteken 5 punte ook gee. Okay. So, graad 11. Hierdie vraag spesifiek, waar hulle volts ekstern vraag, word baie gevra. Partykeer vra hulle 'n ander volts of 'n ander stroom of wat ook al, maar waar hulle volts ekstern vraag word baie gevra. So jy kan 'n patroontjie gaan leer vir jouself. As daai toeneem, gaan daai toeneem. Altyd. As daai afneem, gaan daai toeneem. Altyd. Okay? So jy kan letterlik gaan leer neem toe, neem af, neem toe. Ag, neem toe, neem toe. Neem toe, neem af, neem toe.
Soos 2, 8, 8, 2. Okay? Daar is ander YouTube video's of handboeke of notas wat jou ander ruimtes gee wat jy ook kan gaan leer. By al mens, ek wil hê jy moet hierdie konsep verstaan. Want partykeer vra hulle nie waar se eksterne nie, partykeer vra hulle iets anders. Maar 95% van die tyd vra hulle. Seker net vir 'n troontjie gaan leer. Okay. Goed, so, waar trek ons nou? Ag, is nog lekker baie tyd. Nee, julle is nog nie moeg nie. Ek wil nie die ene doen nie. Ek wil gou vraag op bladsy 16 vraag 8.2 doen. Jy kan dit op die notas doen of jy kan dit in jou skryfboek doen. Okay. Hulle sê daar vir jou, 'n battery met EMK van 20 volts en 'n interne weerstand van 1 ohm word aan 3 resistors verbind, soos in die diagram hieronder getoon. Okay. So hier gaan jy met jou highlighters en jou mannetjies gaan stap. Hulle stap met hoeveel toebroodjies uit? 20 toebroodjies. Dan sien ons hier, die totale stroom moet deur daai ding gaan. So die totale stroom gaan deur die 8 ohm weerstand. Dan sien ek, die stroom split op daar, tussen die 5 en die 10. Gaan die stroom evenredig opsplit? Nee, hoekom nie? Meer stroom na die minder weerstand. Yes, van die een is kleiner as die ander ene. Hoe gaan hulle opsplit, Charles? Ja, 2 tot 1. So, gaan 2 keer soveel stroom hierdeur as daar. Okay. Dan kom hulle weer hier by mekaar en ek sien die totale stroom gaan deur die battery. Dan Dian, in hoeveel gaan my 20 volts toebroodjies opdeel? In 2, in 3, in 4? Nee. In 3 opdeel. Daar gaan 'n bietjie na jou serie weerstand. Daar gaan 'n bietjie na jou parallelle weerstand en dan nou jy 'n klein bietjie oor vir jou interne weerstand. Ja. Wat moet ons onthou dat hierdie volts en hierdie volts is dieselfde. Kyk. Nou vra ek vir jou. Bereken die stroom in die 8 ohm weerstand. Okay. Hier sien dit tel 6 punte. 6 punte sê vir jou, jy gaan moet somme doen. Okay. Nou toe ek my stroombaan ontleed het, het ek gesien die totale stroom gaan deur daai 8 ohm weerstand. So ek kan of net na die 8 ohm kyk om sy stroom te kry, of ek kan na die totale stroombaan kyk. Goed. As ek net na die 8 ohm kyk, dan moet ek weet hoeveel toebroodjies gaan na hom toe en ek weet nie dit nie. So ek kan dit gaan uitwerk. Of ek kan dalk na die hele stroombaan kyk. Kom ons kyk gou, as ek na die hele stroombaan kyk, het ek al die inligting wat ek nodig het. Gekyk. So ek gaan obviously my ding moet opsplit hier in 'n paar dele. So ek gaan kyk na die hele stroombaan. Vir die hele stroombaan het ek die EMK. Yes, dis gegee 20. Die totale stroom is wat ek wil gaan uitwerk. Dis my vraag. Het ek die interne weerstand? Ja, dis my gegee, dis 1. Het ek die eksterne weerstand? Ek het al die dele. Ek kan net nie sê dis 23 nie, want ek moet dit eers gaan uitwerk met daai parallelle som en dis hoekom hy 6 punte tel, want jy gaan 2 somme moet doen. Kyk, so ons gaan eers na die parallelle kombinasie kyk. 1 oor R1 plus 1 oor R2 is 1 oor 10 plus 1 oor 5. En
dit gee vir jou 3/10. So R parallel is 10/3. Onthou om te dop. Om nou te wys dit op om nou nie is gelyk aan tekens te wys. Dit gee vir jou 3.333333333 ohms. Hoe weet ek is op die regte pad? Is hy kleiner as my kleinste een in parallel? Ja, hy is, so ek is op die regte pad. So die totale eksterne weerstand is 3.33 plus, wat is daai gewees? 8 en dit gee vir my 11.33 ohms. So daai antwoord is daai antwoord 11.33. Okay. So nou wil ek die stroom gaan uitwerk, so ek gaan my EMK formule gebruik. Dit is daar is 11.33 plus 1, daar is 20. Sy weer het al iets beantwoord. Dit is 1,62 ampere. Jy reg afgerond. Ek gaan seker maak want ek het nie. Ja, jy het. 1.62 ampere. Nou, julle is besig om catch-up te speel in julle kop, weet ek. So jy weet nog nie die vraag nie, maar jy gaan 'n vraag hê wat ek verkeerd gaan merk in 'n toets. Julle sou net sommer gesê, ja, juffrou, okay, ek sien daar is 20 en al hierdie weerstande saam as ek my sommetjie gaan doen, gaan wees 12.33. En dis hierdie 11.33 plus 1 is 12.3. So kon ek nie net gaan sê, V is I mal R, en dan is dit I, en dan is daar 12.33, en hierdie is 20 nie. Jy gaan presies dieselfde antwoord kry. Maar jy mag nie hierdie formule gebruik nie. Raai 20 is die EMK, jy moet hom daarin gaan invul. Jy mag nie klein r by groot R gaan byplus nie. So alhoewel jy presies dieselfde antwoord gaan kry en die konsep agter dit is dieselfde ding, merk hulle dit verkeerd in matriek. So jy mag dit nie in daai formule gaan invul nie. Okay. Goed. Dan 8.2.2. Sê hulle vir jou, bereken die potensiaalverskil oor die 5 ohm weerstand. So hulle wil weet, van my 20 toebroodjies, hoeveel gaan daarna? Van my 20 toebroodjies, hoeveel gaan na die 5 ohm? Okay. Nou hierdie kan jy op, ek kan nou aan 3 maniere dink om dit uit te werk. Jy kan of sê goed, ek gaan uitwerk hoeveel toebroodjies gaan soontoe, hoeveel gaan soontoe en dit minus van die 20 en dan kry jy daai, né? Of jy kan kyk na die hele parallelle kombinasie, want hulle gaan mos dieselfde toebroodjies hê. So jy gaan nie kyk na 5 en 10 nie, jy gaan kyk na 3.33. Okay, want die hele stroom, alhoewel die stroom opsplit, die hele stroom is daar teenwoordig. Okay, so dan kan jy syfers uitwerk. Of jy kan net na die 5 ohm kyk, maar dan moet jy eers sy stroom gaan uitwerk wat daardeur gaan. Okay, so een van 3 maniere. Frederik, jou keuse vandag, watter opsie kies jy? Die hele parallelle kombinasie. Okay, so hy gaan sê, kom ons kyk na die parallelle kombinasie. Die weerstand van die parallelle kombinasie is 3.33. Die stroom is 1.62, want alhoewel die stroom opsplit, is die stroom saam 1.62 en ek soek die volts. So nou, omdat ek nie na die hele stroombaan kyk, ek kyk nie na die EMF en die EMK en die interne weerstand nie, nou kan ek 'n Ohm se wet gebruik. Ja, maar onthou as kyk na die hele ding saam, so alhoewel die stroom opsplit, saam is die stroom 1.62. Okay. .4 volts.
Okay. Dan die laaste vraag daar, vra hulle vir jou. Bereken die totale drywing deur die battery gelewer. Die totale drywing deur die battery gelewer. 3 punte. So dit kan nie te moeilik wees nie, Amorey. Maar wat is drywing nou weer? Drywing is P. Okay. Nou as jy kyk, is daar 4 formules wat P in het. Dit is W oor T, dit is V maal I, dit is V kwadraat gedeel deur R maal met T en dit is I kwadraat RT. Wat? Okay, kom ons kyk gou vinnig. So, duidelik het ons nie tyd nie, so gaan nie daarna kyk nie. Hulle vra deur die battery gelewer. Okay, daar is die battery. Ons het gesien, die totale stroom gaan die battery, deur die battery, en ek het die totale stroom. En dan het ons die totale volts van die battery. Totale volts van die battery? Ja, sê die totale volts van die battery. So, ons gaan 8.2.3, drywing is balsmaal met stroom, 20, nee? Ja, 20 maal met 1.62, en dit geef jou 32.4, is ek reg? En die eenheid is watts. Okay. So, julle se huiswerk is op nee, sien nie die werk is te nee, kom ek gee dit maar vir julle. Julle huiswerk is bladsy 17.